Ja, zoals we vandaag bij episode 55 van de Maak en Praat podcast. Een podcast waar ons jullie van maak en waar ons lekker samen praat. Nee, ik als jullie host, meneer Franklin Lots, met mijn andere co-host, mevrouw Ismarialda, Fransman a.k.a. Miss I. Miss I is. En vandaag dus je gast zijn wie oors gaan zelfs. Wat al reeds zo baie gesels, ek het hulle gesê stop guys, dat ons net dinge opvang en op die camera kry. So ek hoop nie dat alle lekker goed klaar gepraat het, maar ek sal sorg om my goed weer vir julle op te bring. Maar ek gee oor so word of the podcast vir die dag. Ja, dat is ons het mooi begin. Yes. So my oog het geval op Matthew 5:9 en is vir my so profound vir die tyd wat ons in blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Ek dink ons is besig om te prepare vir festive season en mense gemoeder is hoog. Ek het vandag gesien die mense kan nie lekker ry meer nie. Hulle is ongeduldig op die paai. So vroeg al. So vroeg. Kom ons bou op die vrede, dierbaar. Ons bou op die vrede. Altyd. Yes. So daar is die word of the podcast. Lekker intro. So nou, meneer Jamie, ek het nou wel gesê ek weet wie die persoon is nie. Jamie is so naam, jy weet nie wat 'n vrou moet is of 'n mans is nie, maar met maar sagter is verstaan. Sê okay nee, dis 'n mans, dis 'n manspersoon. Ja. So Jamie stel homself voor en het sê van wie hy is en van waar hy is. En wat hy represent, baie belangrik. Okay. Luisteraars van die Vermaak en Praat podcast. Yes. Hartelike goeiedag. Jamie Cupido. Oorspronklik afkomstig van die Kaap. Was al reg oor Suid-Afrika. Ja, ek bevind myself tans in Vredenburg, terug in die Weskus. Waar dit altyd lekker is. Come on. Jamie Cupido. Ek is 'n graphic designer by trade, maar ek umbrella mos maar alles sommer. Ek is 'n communications designer. Yes. Want my werk behels kommunikasie, so whether it nou is ek moet branding doen, ek moet social media doen of ek moet vir iemand 'n website bou, ek doen almal daardie dienste. Wow. So, ja, baie dankie. Ek was sommer een keer baie dankie sê vir hierdie geleentheid. Ek waardeer dit regtig baie opreg. En ja, ek hoop dat vandag se podcast gaan die gemeenskappe baie bemoedig en ons maak die beste daarvan. En ja, baie dankie dat julle vir my genooi het. Inspirasie. Inspirasie, né? Jy sê jy was oral gewees, waar oral? Ja, kyk, as mense van my vra van waar kom ek, dan sê ek vir hulle altyd, nee, ek is gebore in Mpumalanga, maar moet my asseblief niks vra oor dat nie, want ek het geen memory behalwe so 'n paar fotootjies van Mpumalanga in Kinross. Maar vanaf ek nou groot, toe ek nou verstand begin kry en so, was ek maar al die tyd woonagtig Kraaifontein. Okay. Dis waar alles eintlik maar begin het en ek onthou dit nog amper soos dit gister was. En by my kleuterskool had ek gehou van teken en so. Kyk, ek is nou 'n designer vandag, maar kyk daai tyd 6 jaar oud toe wil ek car designer wees. Oh, lovely. En kyk, dit het aangehou vir soveel jaar. En kyk, ek hou van teken en so. Ek sal nog nie sê ek is 'n kunstenaar nie, maar in my vrye tyd, ja, daar waar die pen daar gaan die lyn. En so het ek maar groot geraak in Kraaifontein en kyk, dit is ook maar soos ons voorheen gesê het, elke plek het maar sy probleme, sy kwale en so en kyk, dit is maar waar my journey eintlik begin het. Is dat dit begin met probleme. Troubled child, maar nietemin met 'n streng maar, ja nee. Jy kan nou doen wat jy wil, maar as jy voet neergesit het, dan is dit maar nou net so en dit is, ek sal sê so van 13 tot en met 15, ja, sal ek sê, dat was nou die jare wat ek
explode en experimenteer. Dat is maar goedjies wat meeste kinders deesdae doen hier as hulle 16 of klaar met skool. Maar ek het sommer maar besluit, nee man, ek begin sommer vroeg. Laat ek weet wat gaan vir wat en so, maar vroeg begin, vroeg geëindig. Toen my ma vir my net eendag gesê het, jy pak jou sakke en ek gaan vir Helenburg toe. Ek het eers gestry nie, my was dit nou okay, dan gaan ek. Sterk bek, ja, ek gaan amper nou om vir haar te spyt. Maar tot vandag toe sal ek sê, dit was die beste besluit wat ek ooit in my lewe kon maak. Want dit is waar ek verstandelik groot kom raak het. Ek het begin besef dat ja, jou vriende is nie altyd net daar vir jou as bemoediging nie. Jy gaan altyd vriende ook hê wat net wil sien, ja, waar kan ons by op jou rug lê? En so het dit maar aan, so het dit maar aangegaan en so. Toe ek in Vredenburg kom, toe sit 'n hele change of scenery, change of plans, my vooruitsigting wat het sommer verander en toe ek uitvind, right, daar's graphic design as 'n 7de vak, vat ek dit sommer onmiddellik. Want toe dink ek, okay, this is the start of my journey, ek het nou die ding begin, ek sal die ding moet deursien en klaar kry. En ja, my senior jare klaar gemaak by Vredenburg Hoërskool, matrikuleer in 2008, en sommer stryd daarna weer terug Kaap toe, Friends of Design gaan aansluit. Want kyk, ek het nou meeste van die teorie het ek mos nog maar op die skool gedoen. Maar dis niks, as jy sit met al die inligting, maar jy weet nie hoe om dit toe te pas nie. So dis waar ek toe nou by Friends of Design opeindig, waar ek 'n 2 jaar kursus gedoen het in digital design. So En waar is dat? dat is in die Kaap, in die CBD. Okay, so jy is ook terug van die Kaap af. Ek bly nou in Vredenburg. Jy maak skool klaar. Jy gaan pas naar die college toe. Okay. Hoe lang was jy daar geweest? Dus dat was 2 jaar, ja, 2 jaar kursus. Die eerste jaar het ons maar baie graphic design geleer, maar ons het ook 'n bietjie video editing gedoen en 'n basic website design en so. En tweede jaar toe begin ons nou bietjie meer advanced goedjies doen en toe die video van editing af het ons begin video animations doen in After Effects en ander programme ook bietjie rondgespeel en So jy doen video doen? ja. So jy is 'n regte man wat ondersoek om vir ons te help edit man. Ek sien nou klaar intrek. Ek dra baie hoede. Soos hulle, hoe gaan hy gesê dat Jack of all trades but the master of none. Hy's maar van alles. Ja, kyk, vir my is dit kreatiwiteit. Ek het vroeër vir my gesê, kyk, kommunikasie, dit met man is mooi. Taalkunde is ja, so ek weet nie hoe om dit te beskryf, is wonderlik, is woordelik. Was dit deel van dinge gewees van kuns om kommunikasie? Ja, kyk, in enige aspek is vorm kommunikasie altyd maar deel van enige iets wat jy doen het. Kyk, dat is nou, maar wag, laat ek eers klaar vertel. Dus ek moes nou by Friends of Design. Okay, in die Kaap. Toen maak ek daar klaar en toe moet ek, want kyk, ek is nou 'n brein mannetjie by 'n baie fancy design academy. Nog dit toe. En toe wil ek ook mos nou inpas by die ander guys, want ek soek ook nou 'n iMac. En deur die wat ek toe 'n iMac kry, was dit by 'n video production agency, ook in die Kaap, Showreel FX. En die ou se naam is Zaid Ouma. Ek weet hy het so 'n paar jaar terug, ek weet nie of hy nog steeds, hy doen nie sport op Good Hope, maar ek weet nie of hy dit nog steeds doen nie, maar hy was 'n sportspresenter. Okay. En min te weet, ek koop 'n iMac by hom en hy vra toe vir my, nee, maar vir wat gaan jy dit gebruik? Ek sê toe vir hom, nee, ek is nog 'n student en hy sê toe vir my as ek klaar maak, ek kan vir jou internship gee. Ja,
sommer stryd van college af binne 'n internship was so amazing. Want ek dink daai tyd toe sit die as ek praat nou onder korreksie, maar ek dink dit was Old Mutual wat so under 16 cup gehad het elke jaar en dit was toe dink dit was in Menenberg. Eerste experience, right, ek en die videographer, ons moet scaffolding hier op en af dra, ons werk met die kameras. En dat vir my was as fascinerend want nou waar ek gewoon was, ek werk met static material, as 'n kunswerk wat net leweloos is. Hier begin werk ek nou met moving pictures en alles wat daarmee gepaard gaan. So amazing maar dit was toe net vir 'n jaar en sommer 2011, daar spring ek toe sommer weer in by Concept Interactive. Ook in die Kaap? Ook in die Kaap, ja. Okay. Maar by Concept Interactive toe doen ek interactive design. So dit is waar mense nou maar bietjie meer web animations doen en so en hy het vir hierdie wat nou nie weet jy, hy het toe ons nog Flash gebruik, Adobe Flash. Dis nou ek sal sê dat is nou vandag se wat 'n animating software kry mense nou vandag, maar dit was basies enige iets as jy 'n website wil gehad het waar goedjies beweeg en so Adobe Flash was the only thing you could use. So ek kom nou al van daai tyd se software af tot waar ons vandag is. Okay. Sure. En- No, Jamie. Jy is in 'n veld wat it's forever changing. Ja. En nou het ons vir AI. Yo, ek sal ek nou even vergaan Ons nou. het nou vir Ek nou AI even vergaan nou. in the reality of AI wat letterlik Ek wil nou besig even is gedagte nog over sê. om oor te vat oral. Wat Ja. is jou gevoel oor AI? Kyk vir my persoonlik nê, ek gebruik AI, ek gebruik ChatGPT. Maar ek gebruik dit meer vir navorsing doeleindes. Ek sal nooit ChatGPT gebruik om vir my content te generate of enige vorm van media te generate. Ek weet soos OpenAI het mos DALL-E, nou kry jy Sora en al die nuwe AI video programme maar kyk goed, want ek van weet wie Sora, waar en nou kyk is daai Sora. is eintlik 'n baie interessante AI video creation tool. En kyk ek sê altyd 'n mens weet ook nie deesdae wat jy mee kan glo op social media nie. Because the quality of that is scary. dat lyk so realistic dat jy kan nie sê is dit real of is dit fake. Tensy jy nou regtig aandagtig daai video analiseer. Die mense bene beweeg nie. Ja, of iets as uit alignment uit of so. But to the normal person looking at it en kyk in vandag se tyd veral met politiek en met nuus. Ons weet nie wat gaan aan die ander kant van die wêreld. Ons weet nie wat is die situasie in die Wes nie. Scary. Julle. Maar nou is die vraag wat ek wil vra op AI en jy wat met nou die aarde self is en wat jy voorgestel het. Dink jy dat is besig om vir julle dinosaurs te maak of moet julle maar adapt met dit of sê julle aard moet altyd julle aard bly? Kyk, ek dink dat AI gaan hier wees vir 'n kort tyd. Nee. Slegs oor die feit dat as 'n tool wat almal kan gebruik, is maklik om te gebruik. Die internet is vol resources hoe om te prompt en alles daai. But at the end of the day, mense gaan nog steeds tot op 'n punt kom waar kom ons maak 'n voorbeeld, hulle het 5 jaar terug gesê print is dead. Maar vandag sien ons nog steeds daar's koerante op die rakke. Westlander is nog elke week word Westlander nog steeds verkoop. Ek weet hy het toe ek hier gebly het, toe's Westlander verniet. Maar nou is dit R4. Maar Hy was R9. Dat nie gegaan nou. Hy's nog R4. Oh, cheaper geraak.
Ja. Wie leest ook koran, eerlijk waar? Lees je koran? Ja. Elke donderdag. Maar daar is mense wat nog steeds glo, want kyk dit wat gedruk is, Yes. it's factual. So hoe gaan daai if it's not on black and white, Kan het niet gewoon, nee, ook. it might as well not exist. Come on. Maar die feit dat hy gedruk is in 'n koerant is feitelike inligting. Waar baie mense vandag, ja, ons gaan sommer hier op News24, ons gaan sommer hier op Google News en kyk wat gaan aan, maar die koerant gee vir jou eintlik jou plaaslike nuus wat saak maak. True. Maar om And it's terug, part of community actually. Want Exactly. It's community news. En it's, Ja. So allemaal wil weet wat er nou die week gebeur en wat die highs en die lows. Presies. So ek kan eintlik, en ek weet daar seker baie mense wat nog gaan sê nee, maar AI is die voorland en alles daai, but to a certain extent people are going to start realizing that we want to do real again. Ons wil weer mens wees. You know, we living in this fictitious world of this digital world, en kyk nou byvoorbeeld nou begin bemark Ray-Ban harder en ander brands ook hulle VR glasses. So ek meen in die volgende 5 jaar if we want to do a rough prediction, dan gaan almal hier verby mekaar loop en niemand gaan meer hallo sê vir mekaar. Almal sit loop nou met die brille op en hulle is in hulle universe. Dit is baie bad. You know, and It is bad. What? it cuts off social interaction right at the head. En dit is iets wat ek baie sterk oor voel, want op die einde van die dag ons is mense en ons moet kommunikeer, ons moet socialize met mekaar, maar die manier waarop dinge nou gaan, ek sê wanneer ek kyk die nuus, daar seker een brokkie goeie nuus waarvan hy het gewen. Come on, Bafana, we're going to the world. yep. We're going to America. Ons gaan World Cup toe, ons gaan Amerika toe. Maar 80% van die nuus is dit oor wat daar in Gaza aangaan, wat daar aangaan. Everything is so political. It's just bad news on top of bad news. Negativity. En ons moet ergens op kom, we need to return to normal. Ons moet weer begin interact met mekaar. Ons moet positiewe nuus deel wat het voel die positiewe goed word altyd so suppress. Ja. En dit is waar AI so maklik net inslot, because now people can push their agenda. True. Hulle stoot hulle narrative, nee, dit is hoe dit hier lyk in die plek. Ons suffer hierso, maar as jy in werklikheid gaan, dan sien jy nee, maar niemand suffer nie. So daai Conspiracy theories nou missing gebroed Jules. Janna. So is alles daai en kyk, hulle het gesê so 2 jaar terug, toe sê hulle ja, AI kom vir die accountants eerste, AI kom vir jou werk next, AI gaan die creative industry disrupt. AI is klaar vir you Well, online advocate. But people and that's the thing is, as jy AI gebruik, dan moet jy altyd weer teruggaan en gaan kyk is daai inligting feitelik wat dit vir jou gegee het of nie. En want baie mense kyk nou die situasie met die universiteite laas jaar. Maar ek wou nou Jo, sê, essays op essays, almal se assignments. julle, Het jou word nou, dokter gaan sê, you know, 7 jaar graad. ChatGPT. Ja. It is a harsh reality and it's making people lazy. It's making them hulle dink nie meer krities nie. En dit is, Living the best life gaan gou ChatGPT. you know, Voor die huiswerk Dan ook, sê ja. met Ja. ChatGPT. wat is die antwoord vir dit? Ek gaan En nie, then you ek know, wil nie nou that's nog hoe gaan weer jy op boek surgery gaan doen, kyk. man. Maar hulle moet dit reguleer, man. Like, Het is te erg, die staan te erg. Maar Ja. jou dokter, ek kan hem niet terecht. Verstaan jy? Want hy kan maak daar sit, dan sit en luister hy, dan sit hy net gou as hy ChatGPT op Ek voice. wil maar niks sê nie, want Luister Maar- gou wat sê die pasiënt. Maar- Dependent is op ChatGPT en hy is in die medical field. No. True. Maar allemaal doen het toch, als man comments en verraad het altijd op je computer, op je phone. Als je Ja. ja, confusies en kijk Ja. naar hoe is, man, dat je normale goedjes. Ja, kyk, dit kom maar neer op dieselfde as jy iets Google. Ek weet toe ek nou varsity was.
Daar is 'n ou dependent as jy Dan- research wil doen, dan gaan Toe het hulle vir ons sommer gesê, reference net vir Wikipedia en jy kry 5 punte af. Klaar. End of story. Ons wil nie sien jy het vir Wikipedia Ja, maar gereferensie because ons het met- Wikipedia is one of those things where as ek voel jy het nou iets geskryf en hy was nie reg geskryf nie, dan het ek eintlik autonomie om te sê nee, maar ek wil jou ding edit van hier is 'n bietjie inligting wat missing is. Dan kom Franklin en hy sê nee, wat skryf Jamie hier? Nee. Dat ek my lyntjies ook hier byvoeg later van tyd. It's not factual. Ja. En dit is waarna toe ons lei as universiteite moet maar nou spoedige plan gemaak het. Ek Ja. weet nie of hulle al iets in plek het wat AI kan detect nie, maar hulle het ja. Hallo vir AI gebruik. Maar om maar sy nou AI te nou detect. maar nou. Kyk, die kinders is so smart. Ja. Want ek het 'n paar studente wat ek nou mee journey. So daar's buffers wat hulle dit jy ek moet daai slang, jy rebuff hom 2 of 3 keer in ander apps. tot jy by 'n weergawe Laat kom dit wat human nie meer. klink. Ja, but you see now that's the thing. Nou maak hulle nou die mense nog meer skerper om te sê nee, hier's tegnologie vir dit. Nog 'n AI, wat nog Wat? 'n AI. Vra môre daai persoon. Jy maak gou hy tou vas aan om die boom. Dan weet jy nie hoe om op die knoop te draai nie. Maar nou sien dit is dit is So this bad. yeah, and I mean It's bad, yes, bad. we ChatGPT die ali. I won't say we shouldn't embrace technological advancement. Ons moet dit maar net eintlik gebruik tot ons voordeel en nie ons nadeel nie. Ons moet dit gebruik nes ek 'n graaf gaan benodig om 'n gat te grawe. Gebruik ChatGPT om vir jou te om moeilike werk gou En maar lig Jamie, te ek is maak. altyd in lots weet ek praat altyd uit die huis uit al my boys het dit nie en ek het dit nou gebesef met die holidays. Ek het Metro Boys want ek het vir hulle instructions gegee om die jaar skoon te maak. En ek het raak gesê en ek gesê Lord Jesus, this is another generation. My last one het mooi clearly maar gesê ek moet die service ouens kry om te kom. Ja. Weet jy? Maar hy gaan nie sy hande veel maar Ja, I mean daai's en ek therapy. is like hoe toe sie gekom. Ek voel ek moet 'n plaas gaan koop en relocate. Daai's therapy, you know. Maar as hy 'n grauwneus. Ja, As hy grauwne vrug. En hark. ek En het haar. alles. Nee. Hy moet hulle inspring. Kyk my oom het vir my een keer gesê. En ek vra vir hom, nee, maar hy's elke Saterdag sy in sy tuin besig. Come rain or sunshine. As dit reën, dan werk hy hier waar die reën nie val nie, maar werk sal hy in die tuin werk. En ek het Dis een keer therapeutic. toe sit ons en gesels en ek sê toe, "Jasso, Uncle Warren, hoe mos van in die tuin werk?" Hy sê vir my, "Weet jy, as ek so sit met 'n klomp gedagtes en goed, daai onkruid wat ek daar uittrek, is Trek, net een is probleem minder." So by dit as jy klaar is, Sondag skoolsong wat so gaan ek trek hulle uit, nee, wat? Trek hulle negatief tot Ek kry dit Jona. as jou gedagtes skoon is en jy staan op, dan is daai hele bedding skoon. And it didn't take your time because you spent me time. En ek En dink dis daai quality is tyd. exactly as Ek quality het tyd to soos do in- introspection. Yes. Praat met die plante, al praat hulle nie terug nie. Jy sit jou gedagtes daar uit. Maar en soos jy genoem met Jamie van the technology taking away from us. Ons is gedesign om te connect, communicate. Exactly. That it's biblical principle en van ek kyk altyd soos die social skills in my huishouding ook en hulle weet ek omdat ek spesialiseer in kommunikasie, ek is ekstra, ek is baie ekstra. Ja nee. Die feit dat devices of this thing so baie wegvat van gesinne af. Dit is vir my very scary. hartseer. Ek het nou intentionally holiday verlof gevat om tyd met die boys te spend. En go Haga-3, hulle het almal sê ek is crazy. Go Haga-3 want device time Ja. het ek nou time limits opgesit en toe hulle almal onttrekkingssimptome gehad. Ek is the horrible mother. En sy is fine.
be Wow. out in nature. Ons het beach toe Exactly. gegaan, ek het seker, hulle moet sunlight kry. Ja. En Sol, al ja. die, verstaan? Yes. Waar jy permanently in 'n space is waar when ek die wifi ook afgesit. So hulle is regtig traumatized gewees. Maar ek wil 'n punt maak, die feit dat hulle so dependent, Op die Op dit devices. is- Gevaarlik, ja. Ja, dis vir my baie ongesond. dit is. Ek weet nie as 'n En jy weet nee, soos ek val in my skuld van ek was een van daai ouers. En hulle het gesê nee, moenie die kind 'n device gee nie. But you know, dat was vir ons ouene is gebore 2019. Dus ek was mooi dead center in die middel van my studies. Vita was in haar laaste jaar. So hier's ons new parents. Ons is besig om klaar te maak met ons grade. Ek moet nog op die site moet ek sit en werk sodat die neppies kan gekoop word. Ja. En vir ons was it was so easy to just give him a tablet and say, kom ons sit vir jou Cocomelon op, sit vir jou daai op. Toe ons weer sien, ja, toe's hy die eienaar van almal se devices. Want as daai een se device pap is, ja, dan kom hy na die next een toe en jy moet maar gee. Want ons het die ding begin en is nou eintlik so moeilik om het te ontleer van hom, want hy is nou so gewoond. Maar baie keer dan sal ek sommer die tablet gaan wegsteek. Dan sê ek, nee man, kom klim op jou bike, ry buite. Het jy al in die son gestaan vandag? Gaan voel net hoe voel die son is lekker buite. Serieus, ja. Mooi weer, trek uit jou skoene, gaan loop op die gras, voel die aarde. So ons is we need to unlearn these things now. Want vir ons is dit ook belangrik dat ons as ouers, want nou dit hy ding, no, but why can't I have a phone? Mommy has a phone. You sitting on your phone. Why can't I sit with my phone? So nou kom dit ook terug weer by ons. Het baie ons gaan vir hom sê, no, you need to spend time outside, maar ons is hier. Sit en scroll. True. Timbuktu toe. True. So you know, en so ons het ook later van tyd, ons probeer maar nou so 'n ding instel in plek kry waar ons weet, okay, ons weet nou, right, etenstyd, ja, nou phones. Voor die een kant gesê, hy wat ouder is die collector. Phones. No phones at the table. So is daai klein stapie, but he's proud of it because we conform. So nou weet hy, okay nee, dit werk. So môre kan ek weer vir hom sê as ons nou weer buite sit, ja, kom los die phone man, kom jy op my aan met die gras. Kom trek onkruid uit, doen iets of so. But ek meen, dis hoe ek groot geraak het. My eerste employment was by Showreel. My eerste employment was saam met my oupa. Dink ek was 15, nie 14. Kyk, as jy hoërskool toe gaan, jou sakgeld verdwyn net ewe skielik. Kry word daar nie meer vir jou sakgeld gegee nie. Verjaarsdagpresente raak minder. Daar kom meer lewenslesse en boodskappe van bemoediging af. Niks meer koffieertjies nie. Wat julle breek die cycle. Ja, en So waar is ja. en so met dit waar toe ek saam met my oupa begin werk en hy het landscaping gedoen. Ja, nou een storie. Ek was embarrassed, maar ek het gedink, nee, ek gaan nie embarrassed wees nie. Ek kan 2 kilometers nou loop om by die huis te kom, of ek gaan maar nou hier in die bakkie klim toe my oupa so 'n one-ton in 'n sandbakkie. Tot bo gelei met hoendermis. Ja, en ek sê vir hy parkeer nou sommer daar waar al die ander kinders opgetel word. Ek dink, ja, ek nou hier in die bakkie klim, maar ek dink, nee, wag, dis my oupa. Ek gaan die huis toe stap, ek stap daar, ek klim maar in met trots. Hy vra van my, right, gaan sy eers huis toe, of gaan sy my gou hoendermis verkoop? Ons gaan net hier nie omliggende aan. Ek sê, nee, wag, as ek hier iets kan uitkry, kom, ek kry net my blyse en my jersey uit, right, dus ek hou hier in toe verkoop ek hoendermis. Maar, dat is waar het eindelijk alles begin het. En, even tot vandag toe,
plantliefhebber. Jy sou enige plant van 'n soort. Ons huis binne is vol plante. Nice. Ons sien klein So, saadjies. as daai klein saadjies wat 'n mens plant en dit bou eintlik jou karakter tot op so 'n vlak waar if you in tune with nature, then you in tune with yourself. If you grounded in your environment, you can think clearer. Dit is. So, ja, ek meen dat is lewenslesse wat ek nou al oor die jare geleer het. Mens moet maar nou hier en daar Is goed man, is goed. kom jy aan iets, jy verloor soms, jy wen, maar those were all things that shaped my character en kyk wat vir my tot vandag maak die mens wie ek is. Vandag is ja, Ja. alle is true. Ek is nie skaam om te praat. Jo, ek praat, jo. Dis die eerste mens wat so baie praat, né? In plaas nog. Ja. Ja, klasie. Yes. Nee, maar is goed. Nee, is goed man. Nee, ek hou van praat jong, dit is ons breek brood en So jy is nou terug in die Weskus. Klaar gestudie. Ja. Kaap, goedjies wat doen is terug in die Weskus. Nee, jy gaat toe, wat jy gaat doen na Pier? Wanneer het jy getrou? Dat is die tyd ja, net kyk, direk. ek is wettig as ek nie getroud het, geestelik tussen ek Vita en die Here, seker getroude man. Okay. Come on. Ja, kyk, dis maar een van daai dinge wat ons net gesê het. Ek ja, trouens is uitgawes man. Ek wil nie hoekom moet ek betaal om vir iemand te wys ek is lief vir jou en kyk dit wat ons bou is dit 'n kind saam. Daar's miskien nog paartjies wat daar in die voorland lê en wag vir ons. Maar vir my is dit ja om 'n kontrak te hê net om te wys dat ek is getrou aan 'n persoon. Ja, Okay. baie mense gaan nou seker Kom en wat is julle opinie oor daai? ja, ons sal graag wil hoor wat jou opinie is Ons daar. open-minded, ons Ja. open-minded. Maar vir my is dit is 'n gesprek wat ons saam gevoer het met ons Okay. Almagtige en kyk And solank if it works ons for daai you, by hom well, gaan yes. neerlê het en gesê het Here seën ons vir dit wat ons saam gaan doen en vir dit wat ons nog vorentoe gaan aanvat. Ons doen dit saam. Okay. En jy weet daar kom ons altyd temptation op die pad, maar dit is die goed wat 'n mens die Here voorvra. Gee my die krag. Laat ek dit as 'n nie getroude persoon, as ek dit kan wegwys. Ja, nee, dan is ek good to go. So, ons sal seker hier op 60 vir ons 'n sertifikaat gaan kry daar by Binnelandse Sake. Alles man. Travita. Hoor Trevita. Okay, so jy laat toe in 'n Pier, Ja. waar jy ontmoet. Niet nog bij Ja. je lopen, nog bij je veel lopen. Interesting story. Okay. My Facebook sal sê we met on a longboard. Maar daarvoor Julian kan getuig daarvoor. Net Julian. Tussen die huis en die stasie is 'n mooi parkeerarea en dit was my playground Saterdag. So van 8:00 af tot so 12:00 die middag. Dan ry ek longboard daar so. So kom maar iemand met 'n fiets, dan kom maar nog toe iemand met 'n skateboard, dan maak ons 'n ding af. So ek was so geloer, maar ek weet, daar is hy nou wasgoed ophang. As sien ek sy staan en kyk kom hy. Hey, dan is ek was eers op my beste. Absoluut. Ek was, ja, nee, dan is ek op my beste. En ja, so man, dit het vir my gekos. En ek kon nie van die hande kry nie, ek kan aan aard niet so gesien het van ver af. From a distance. Een aand, dis het 'n vriendin van haar kom sê vir my, nee, sy wil met jou praat. Joh, ek dink, ja, 3 maande na, okay. Finally. Is net 'n kans om te praat. Het sy uitgereik? Wie het uitgereik? Ja, Het sy sy het uitgereik. Ek het mos klaar nie afgevra nie, bro. Gee jou nog eens 'n nommer man. Willie. Ek het al vir haar ook so, jy weet, as 'n mens. Girlie. Niks het gewerk. Ek dink, hey, modder's girl die. Nee, nou jy maak die challenge eintlik nou nog net meer interessant. Okay. En ja, maar so en een aand lekker geboot gery en so en praat ons en van daar af, that was it. It's nou 11 jaar later. Uitso. 11 jaar later. Come En on. ek meen sy het vir my net gesê dink is 2017. Nee man.
Toen aansoek by hierdie week, kyk of sy inkom. Ek daai tyd toe weet ek as jy slaag met jou matriek en jy slaag met vrystelling vir bachelors. Ek het nie daai goed geweet nie. Ek het net gedink, okay, wag, wat ek 'n kans wat gooi in daar so. Volgende dag bel Ivika, meneer, ons het net jou ID nodig dat ek kan klaarmaak met jou registrasie. Ek dink, ja, dit nou baie vinnig gebeur. Ek het nou net my besigheid geregistreer. Hier is ek nou weer op varsity, maar toe dink ek, okay, alles wat ek nou op varsity gaan leer, gaan ek weer terugploeg en toepas in my besigheid en dit is waar my kommunikasie eintlik 'n bietjie meer versprei het want ek het gemajor in linguistics en French en dan het ek ook so bietjie industrial psychology en ethics. So ek het moral ethics en environmental ethics gedoen want soos ek sê is my karakter is my karakter wat eintlik vir my in allerlei rigtings bestee het en my vakkeuses was eintlik ook baie hoe kan ek sê intentional want ek het geweet kyk ek moet Frans wat ek wil baie graag voor ek in die weste opeindig beweeg ek hier op in Afrika en bou koneksies met mense bou goeie verhoudinge met besighede en met my linguistics weet ek right I know the beginning of communication right up to the end of communication so ek het alles down to the T so maar Praat jy nog French? Bonjour. Bonjour madame. That's all what you Merci can. beaucoup. Merci beaucoup. Yes, thank you very much. Oui, and what Oui. what is the Oui, what is oui? This Je m'appelle Jamie Cupido. J'habite à Friedenberg. Okay, cool. Yeah. Hier's 'n paar ouens wat hier by die Langebaan parking. Nou, hulle praat French. Oh ja. Fie. Die ouens van French is beautiful man. It is. Is 'n baie romantiese taal. As ek daar sit sal my altyd groet. Ja. Ja, so ek het baie mooi gedink oor my vakkeuses, maar ek het geweet wat ook al ek nou gaan doen, dit word weer teruggesit in my besigheid en kyk ek is maar nou 3 jaar klaar met varsity. Nie 2023. So jy nou kort Nie klaar. 2022 het ek gegraduate. Ja. Okay. En ek het 1 jaar ek bietjie opgeskop tot hulle vir my 'n ekstra jaar bygesit. So. Okay. Maar ek het dit so gevat, right, we love and we learn. So Daar maar so het ek toe studies en alles daai. Dit was alles gefokus op wat gaan ek doen as ek hier klaar maak met varsity. So het daar was alles jou plan, yes. stelselmatig bymekaar So dit is uitgekom, ja. so jy het die plan wat al die pad, ja. Okay, jy is ook tans as jy nou by ons in die Weskus. Yes. Vertel 'n bietjie die mense wat jy nou doen en waar jy nou bevind en waarmee jy nou besig is. Okay, ja, so ja, ek het nog nie heeltemal my storie van Napier reg klaar gemaak nie, maar ja, 3 jaar in Napier, my partner, my vrou, sy het 'n onderwyspos gekry daar op Napier en dat het vir my ook sommer daai kant toe gestuur waar ek amazing mense ontmoet het. Ek het 'n amazing besigheidsvennote ontmoet saam wie ek nou tans nog werk. Ons is besig met forestry werk. So dat soos ek sê ja, alles vorm so deel van mekaar. So 'n puzzle, yes. Ja. En ja, 3 jaar daar. Ek sal nie sê is 'n bad plekkie, is net nie gemaak vir jong mense nie. Daar gaan jy 50 plus. If you want, as jy wil aftree, ja, is Napier 'n baie geskikte plek, maar vir 'n jong mens sal ek sê is so 'n geskikte plekkie. Maar ja, kyk na daai vind ek weer myself nou hier waar my journey eintlik regtig begin het in Vredenburg. En die geleentheid het eintlik so yes, ek weet nie hoe om dit te sê nie, but everything came as God sent. Jy weet, perfect timing. Die eienaar van Stone Ridge Super Spa, Die nuwe Spar in Vredenburg. yes, die nuwe Spar in Vredenburg.
ek werk al saam met hom vir die afgelope 4 jaar met sy ander besigheid en toe het hy vir my vroeër in die jaar net benader en gevra, kyk, stel ek belang om die social media te doen vir die Spar wanneer hulle oopmaak. En ek het eers so vir 'n tyd het ek gehuiwer en maar toe dink ek, okay, laat ek sien. Ek sê toe, okay, wag, laat ek my proposal dan vir julle bymekaar sit. Eerste meeting gehad, alles het baie goed verloop en weer tweede meeting om net die final details te bespreek en so en toe sit 'n afgehandelde saak. En met die wat ek toe van hulle hoor, bel my auntie vir my en sy sê vir my, wel, maar ek wil net hoor, stel jy belang om by my plek te gaan bly. Die skool commuting is baie nader en ek sê toe vir ja, so maar die val alles nou mooi in plek want hier het ek nou net 'n geleentheid gekry om by die Spar te help met hulle socials en nou is ek ook baie nader aan die winkel, so as daar enigiets nodig is wat ek fisies moet ingaan, dan is ek baie naby aan die winkel om dit te doen. So alles dit het so mooi in plek geval vir ons en ja, en nou dis waar ek myself bevind. My besigheid gaan nog steeds aan en ek hoop tog dat met tyd sal ek bietjie wortels hier ook kan vestig in die Weskus, maar nie net vir my eie groei nie, maar sodat ek ook gemeenskapslede wat nie toegang of die nodige fondse het om te gaan studeer vir ek sal nou nie sê vir kuns nie, maar vir design spesifiek. As daar van hulle is wat die belangstelling het, dan wil ek baie graag daai platform oopmaak en vir hulle die geleentheid gee. Dit sal nou 'n tydjie vat vir my om by SETA accreditation en alles daai goed in plek te sit, maar om net daai saadjie te plant van daar. Ek hoor dit sê. Om net almal bewus te maak dat kyk, hier is 'n individueel wat kreatiwiteit en kommunikasie baie ernstig vat, maar dis ook iets wat 'n mens baie mee moet speel sodat jy dit beter kan verstaan en dis wat ek graag hier wil doen in die Weskus. Rymkletsers, sangers, digters, skilderkunstenaars, ek wil vir hulle almal sommer in een plek kry sodat ons iets collaborative kan doen, sodat ons kunste kan meng. En kyk wat is die resultate daarvan. I mean, if we're not exploring, then what are we doing? Dis smart, ja. En nou, by Spar self, as jy nou tans besig met 'n uitstalling, waaroor gaan dit meer? Okay, ja, so ek en die eienaar het vooraf ons gesels daaroor en toe sê hy, kyk, hy het een van twee keuses. Ek kan nou een helse lang muur het wat net miskien 'n Spar se logo het, 'n noticeboard en 'n paar ander goedjies of ons maak dit funksioneel. Ons maak iets daarvan, maar it needs to be impactful and it needs to be community driven. En ek was eers bietjie verwar met die idee wat hy gehad het, want hy sê toe net ek wil 'n muur, ek wil 'n kunsmuur hê. En ek dink, nou moet ek seker nou maar mural artists gaan soek wat hierdie ding gaan verf. Ek het al gedink ek moet skole ook begin benader as hulle miskien van die kindertjies handprints en so. Ek sê vir my nee, ons gaan nou nie so iets doen. Kunstenaars kry, dan ons gaan spaces het en ek dink op die oomblik daar's 16 spasies. En ons eerste stel kunstenaars, almal locals, so ver as Veldrif, Sint Helena Bay, Jacobsbaai, Langebaan, Saldanha, so Vredenburg, so ons het regtig waar dat wat ons na gesoek het ons gekry sommer first time en ek meen ons kry nou nog steeds mense se portefeuilles wat ook hulle kuns daar wil sit
En ek wil sommer nou die geleentheid vat om nog kunstenaars te nooi as jy die platform wil hê vir blootstelling op jou kunswerke. Stuur vir my 'n DM, ons is op Facebook, Superspa Stoneridge. Man kan hulle net vir my 'n DM stuur met vra vir besonderhede en dan kan ek vir julle al die besonderhede aanstuur wat julle benodig. So en kyk, dit was amazing net om te hoor van hierdie kunstenaars self dat daar is so min opportunity vir hulle om uit te stal. Hulle blootstelling te gee. Verstaan jy, as maar hier en daar nou 'n art shop wat nou 'n paar kunstenaars se skilderye hang en so, maar ons wil iets hê wat konstant gaan wees. Ons so op die huidige oomblik roteer ons elke 3 maande ons 16 kunstenaars met ander. Soos ons lysie langer raak, ons wil baie graag vir elke kunstenaar geleentheid gee. So hulle kry 3 maande om hulle uitstalling te doen. Ons tops maak môre oop en dit het ook nog 'n spasie beskikbaar gestel vir kunstenaars om hulle kunswerke te hang, maar soos met hy en Jamie, ek was in die winkel en dit is vir my dit is so uniek en so original en die een kunstenaar, ek probeer nou die hele tyd sy naam onthou. Ek het hom nog vanmiddag gesien. Hy is van Sint Helena se kant. Is dit Sint Helena? Want hy is betrokke by die Khoisan en ouens ook. Is dit Elton? Les, yes. Ja, hy is van Paternoster. Ja, Paternoster, maar weet van daai kant. Ek weet hy is ook prominent by die koelkamers van Jan gee ook 'n gedeelte of hy het altyd donderdaande vir kuns gegee. Ek weet nie of dit nog is dit Jan Jordan? Nee, Malan. Wat die koelkamers het. Die theater in Paternoster. So vir my, toe ek dit nou die eerste keer sien, toe dit klink en ja, die is regtig very uniek. Oh yes. En it's the first. It is 'n eerste so iets. Nee, definitief. So vir iemand en 'n local artist om daar te kan hang is 'n groot voorreg. Ja, first and foremost en regtig kudos toe die eienaar en julle ja, kyk, dit was eintlik sy idee. Yes, die vision wat hy het, want dit is regtig out of the box en baie uniek. Smart. So as jy galery in die winkel self of is dit Ja, dit is in die winkel self. So hier by die kassiere, hy hier heel af. So terwyl jy daar staan, sin nou jy dop en vir die ouens wat van kuns kollek. Kan ons nou sê ek wil die stuk koop of ek dink dit was 2 weke terug, toe was daar twee gentlemen en toe kom koop hulle. Dink dit was 32 kunswerke. Maar hulle het gastehuise en ek meen it was one clean sweep en so ons was aan die begin het ons gedink ek gaan die ding werk en kyk dan net jy het 'n kans gewag en kyk maar net and it's working and I mean ons sit dit daar uit as 'n kunswerk verkoop sit ons dit daar uit en die mense ek sal my eie stukkie daar kom neersit. Ja, nee, ons het 'n portfolio eerste. Ja, nee, dat is baie belangrik ja. Ons kyk ek hou maar altyd so 'n database en 'n Excel spreadsheet van al die kunstenaars met hulle portefeuilles en so van kyk soos byvoorbeeld met ons eerste groep nou was die vereiste baie dat kyk it needs to be West Coast, it moet sê Weskus. Maar ons wou ook so bietjie abstrakt en diversiteit inbring, maar soos jy sien meeste van hy kunswerke is maar die Weskus landscape of die seascape of so. So ons probeer maar met ons tweede groep wat nou in Desember gaan uitstel, ons wil weer eens so diversity hê, so ons soek nie nou net spesifiek iemand wat nou met acrylics of met iemand wat met waterkleur. Ons soek texture, we want color, we want variation. So ja, kyk. Ons wat hy dashes doen, you know. That is art. Ja, die goed so goed by. Ek het 'n paar paintings. Ek wil net bring. Ons wil sien. Ek wil graag sien die
Die kunstwerk. Franklin glo jou nie. Ja, is altyd Ek het dan Maar ook ek gehoor, vandaag sê wat ek dit hoor. So ek wil, is baie interessant, dus ek wil graag sien jou ander werk. En dan sal ons vir Jamie vra om te kyk waar plekkie is. Ja. In die hoek ergens of zo. Jo, ja. Maar as 'n baie goeie inisiatief wat hulle doen. Het help jong mense. En ek dink, Definitief, soos jy sê, maar as jy spasie wat dit nie, en met die feit dat hulle die spasie nou kry, beteken baie en Maar nie net die jong mense, die Franklin, alle artists. Alle Because artists. jo, the industry is groot en die ouens sukkel. Kyk, True, daar was nou al mense wat gesê het maar hulle doen nou pottery en so. Toe sê ja, so ek wens ek kon vir julle daai spasie gee, maar kyk, die diepte is maar baie vlak en is agter 'n glasdeur. So, vir nou is Ja, dit net dis- die paintings. Ja, maar ek meen daai's altyd ek wys hulle nie weg nie. Dat is altyd iets wat ons eers in die winkel, miskien 'n sê byvoorbeeld nou vir die feesseisoen, dan kan ons kone miskien maak, 'n ja. kone maak where it is art and craft, local art and craft. Ek weet nie of daai ou nog daar in Struisbaai. Maar hy die hotagre kliphuisies, die miniatuurhuisies en die mense het elke jaar kom koop hulle daai huisies want hy is 'n groot kenmerk van Struisbaai. As daai hotagre kliphuisies en hy het besluit net hy gaan nou sommer die huisies net weer klein bou en hy verkoop dit so soetkoekies so. Ek meen dat is iets wat ons dan hier aan die kant ook miskien aan die dreef kan kry om Ja, hier kom baie international to get toeriste, multifaceted artists involved as well. So ek glo stellig op 'n later stadium gaan ons expand en ons gaan baie meer kunstig raak. Maar ek meen van 'n kunsperspektief af wil ons ook eintlik graag op 'n een of ander stadium wil ons in die gemeenskap ook begin floreer sodat kaalmure moet gemural Ja, ek word. dink nou dat- Boodskappe van bemoediging, Something, iets wat vir mense welkom in jou gemeenskap, in jou neighborhood en so. En ek dink dis iets wat ons baie min van het ek het nou die dag gemaak ek 'n voorbeeld. Ek wil nie sien Johnny 28 was hier of RIP Stoney 22 of wat nie. Ja, ja. Gee vir my 'n boodskap van bemoediging. En terselfdertyd kan ons die kunstenaars amplify ons, highlight vir hulle, ons kan sê nee, maar die is die kunstenaar wat die mural gepaint het. En give it meaning. Ja, ek sê dan daar's nou twee spesifieke groot ooms. Een is in Vredenburg en een is in Saldanha ja wat die bote maak. En daai is so 'n unieke natural talent wat hulle het. Ek weet nie of julle al bote gesien het nie. Maar daar's 'n sekere tyd van die tyd wat hulle bote uitsit wanneer hy bote vat tyd wat hulle die miniatuurbote maak. In die bottel. Nee, 'n boot soos in verskillende groottes wat hulle van hout maak en dan verf hulle dit, maar is verskriklik pragtig. As 'n mens miskien dalk vir hulle ook 'n geleentheid gee, want gewoonlik daai een oom sit daar by die Roubot Vredenburg. As hy 'n boot klaar gemaak het, sal hy altyd daar probeer uitstel. Maar sy target is internasionale toeriste, want hy vra baie. Ja, en kyk, daai se idee ook om ons kuns bloot te stel aan almal. Nie net internasionale kliënte of shoppers nie, maar even your local shoppers, as jy kom van Joburg af, ja, Yes. en weet, vakansietyd is hier in die Weskus, vat ietsie saam. Alles het 'n klein portret, alles het 'n helse groot skildery, vat iets saam. Because number one, you're supporting a local art initiative and you are taking a bit of the West Coast back home with Yes. you. So, Nou, is 'n goeie trekpleister, hè, want almal sal nou ja. stil na Rich toe gaan, want hulle weet daar's aan. Ik had dan was ik naam van die plek weer. Ik wil gezien alle naam. Maar ja, guys, man, maak jullie pad naar Spar toe, de nieuwe Spar in Vredenburg. Ja, kijk naar die galerij. Hier is die man om samen te praten. Ja, Hij ja, zou wel ja. iets zo, hij is bijna gewillig om te helpen. Dat is je geleendheid, oud en jong.
Nou Yes, is die kans, please. als je misschien voelt, jouw talent is ondergemaat immer, hier is die man wat het weer gaan, die lichtje wat op gaan schijnen, wat hij nodig heeft, om het te wijzen voor die Westkust en voor die wereld, ne? So, dank je wel voor wat jullie doen, man. Yes. Behalve dit, Met 'n plesier. what else are you doing? What else are you busy with? Ja, kyk so buite die werk wat ek nou doen by Superspa Stone Ridge, het ek ook my eie besigheid, Kubani Media. Die naam baie uniek. Ik heb nog eens gevraagd, wat betekent Kubani? Ek weet nie hoe oud is jy, maar julle onthou vir Kubani Bobo. Hy het vir die Bokke rugby gespeel. Heel wat jare terug. Nee? Vintage. Vintage indeed. En kyk, ons het altyd so 'n klein grasperkie daar voor die huis gehad. En dan het ek en my broer nou one-on-one rugby gespeel met 'n 2 liter of 'n 1,5 bottel. Maar ek sê, ja, sê hy 1,5 op die gatkant gaan skop kaalvoet, dat is nie moeilikheid. Maar nietemin, en die dag besluit ons, nee, maar ons kan nie net speel in gewone sweater sien. Kom, ons is nou official. Hy het toe vir my geel sweater, hy is toe laken van Australië. Besluit, nee, wag, groen sweater, ek is Kubani Bobo. En so met tyd het die naam Kubani toe agtergebly vir een of ander rede en dit word toe vir my 'n bynaam. En so het ek gewoon geraak aan die bynaam. Ek gaan nog nie ver af van hoe die bynaam nou al verander het oor die jare nie. Okay. Maar toe ek my besigheid registreer en ek dink, ja man, maar die besigheid is ek en ek is die besigheid, maar ek kan nie net sê ek is Jamie Design of wat, iets uniek en dan ek wag, Kubani Media. Come on, Kubani. Niemand kan die naam kiesie, want dat is 'n woord wat nie eens bestaan nie. En ek dink, right, dan is dit die naam van my besigheid en so ja, ek is 'n communications designer, so ek doen branding design. So dat is nou jou logos vir enige besigheid wat nou begin of enige besigheid wat hulle branding wil update. Daai is my brood en botter. Ek doen websites ook en doen video en ek doen ook social media. So dat is maar al die goed wat kind of my 9 to 5 comprise. Maar ja, kyk, ek het gesê die dag as ek nie meer lief is vir die ding wat ek doen nie, dan is ek klaar. Dan moet ek nie meer in die veld is nie, maar tot en met nou en die droom wat ek gehad het as 'n 6-jarige om 'n karontwerper te wees, maar vandag is ek 'n bietjie anders as 'n karontwerper, maar ek is nog steeds in die veld van ontwerp en kreatiwiteit en kyk, vir my is dit ook om te sê is eintlik meer 'n bemoediging vir ons jong mense ook daar buite om ek het maar ek weet nie of ek kan vloek nie, maar ek het 'n moerse kans gevat om my eie besigheid te begin en om dit te run. En ek weet, ek was by Seed Academy 2016 en hulle het vir ons so gedreig en bang gepraat en gesê, nee, baie klein besighede val binne die eerste 1 of 2 jaar. Ek dink toe, nee, maar ek gaan mos nie die besigheid wees nie. Ek wil nie vir julle wys, ek moet nou vir myself wys dat ek gaan 'n suksesvolle besigheid hê. Volgende jaar is dit 10 jaar. Wow. I mean, 10 years goes by so fast, but I can now look back en vir my die next fase is eintlik om jong mense deel te maak van 'n groter movement. Sodat my besigheid nie daaruit net baat nie, maar it needs to be a facilitator of that movement, maar ook 'n support structure om te sê, kyk, if you ever need help with anything, my kennis is gratis, want die Here het vir my 'n mooi brein gegee. Hy het vir my uitstekende denke gegee. I can't gatekeep. Nee, Pura Jules nobody gatekeep. Ek kan nie gatekeep.
as julle nou my brein pik, dan gee ek vir julle die informasie wat ek tot my So. beskikking het. As ek iemand ken om vir julle om die ding bietjie verder te vat, dan sal ek my deel doen om te sê, right, guys, hier is die persoon, praat met hom. Hy gaan vir jou help met daai en daai. So, vir my is dit my knowledge and my intellect. I can never put a price on that, but I can however put a price on my time. So, ek kan geld sit op my tyd, maar my kennis, dit wat die Here vir my gegee het, nee, daai moet ek deel. Ek is nou nie 'n kerkgaande mens, so daai beskou ek as my tiendes. Come on. Help vir wie ek kan en help waar ek kan. Soms keer gooi ek myself sommer in die diep kant as ek 'n ding weet ek. Ek kan nog steeds sê ja, ek gaan jou help. En dan leer ek terwyl ek vir jou help. But Yes, I'm gonna help because I'm upskilling myself as well. So, ja, nee, kyk, dit was as 'n helse journey, as 'n journey van, ja, hy wat hulle sê, slapelose nagte is die reine waarheid. Sure. Because you're going to find yourself in a position waar jou cash flow, jy gaan begin worry, hoe maak ek volgende maand? En, maar ek meen, hy is die beste geleentheid, maar dis nie die enigste geleentheid wat jy met jou almagtige moet consult hê. Jy moet vir hom elke dag dankie sê en elke aand vir elke ding wat eintlik in jou lewe gebeur. Jy hoef nie op jou knieë te gaan sit en jou hande eintjies vou en oë toe nie. Ek ry sommer gou hier deur, daar sit en praat ek met die Here. Ek het nou toe ek deurkom, toe sê ek, Here, gee my net die krag. Laat ek nou nie nervous as ek ken nie die vermaak mense nie, maar ek weet wat my doel is, hoekom ek hier vanaand is, en laat ek dit die beste way uitbring soos wat ek kan, en I just take his lead. En ek meen, Smart. dat gebeur maar weinig waar ek op my eie intuïtion net vertrou. Wow. Ek sal dink, nee, hy's 'n kwaai plan. Dan gaan sit ek eers, dan consult ek. Because many time, dan vergeet ons as mens waar ons krag vanaf kom. Die feit dat ek my oë kon oopmaak en dat ek nog steeds kan hoor, ek kan ruik, ek kan proe en ek kan sien. My sintuie is nog almal in plek. So voorreg, ja. Daai is 'n helse voorreg. So voorreg, ja. So dat is dankbaarheid vir my elke dag. It's almost like I'm getting something new every day. maar ek meen dat is hoe ek ook eerlik kan besigheid doen. En ek meen in vandag se tyd ek kry so baie mense wat sê now I can build you the moon and the sky. En as ek klaar is, dan is dit net een sterretjie. So I put, hoe sê hulle? I put my money where my mouth is. I put my mouth where my money is. Is 'n doener. As ek sê ek kan dit doen en ek kan daai doen, dan doen ek dit net so. En as ek dit kan doen nie, dan gaan ek kyk, wie gaan vir my help? Ek moet die ding doen. Maar saam gaan ons iets doen and we're gonna make a success of it. Soos ons net ook gesê het, die hub. Yes. It's an affirmation, is iets wat ek nou al baie lank aan dink. Dis iets wat ek baie graag wil doen, maar met die Here se tyd. Op die regte tyd. Ja. Op die regte tyd, ja, definitief. As God jou die idee vir jou gee, dan is dit met 'n rede, verstaan? Exactly. Jy gaan hom dis op punt as jy dit gaan doen nie. Precies. So as jy die gekry het van die hap, as net vir jou gegee, verstaan? En ek kan nie sê, maar jy het die kans gekry because jy die gedagte was vir jou gegee om te doen en jy weet presies wat en hoe jy dit moet doen. Exactly. En ek meen dat is nou eintlik die eerste stap om daai happe realiteit te maak, to bring it to realization. Ek kom op die podcast. Yes. And I mean this is one part of what that hub would consist of is to get creators together. Sodat ons meer van hierdie sessies kan hou, sodat ons meer mense kan online kry en engage. En ek het nou ek was vanoggend by die Babasombovis. Toe praat ek en die ou. Ook al oor dieselfde tipe topic van om mense saam te kry en dan te deel wat ons het en die gedagte, experience
Veral wat je bezig wil beginnen. Ja. En als je nou een type hebt verstaan. Zo een soort van een type seminar. Waar iemand zoals jij kan komen, iemand zoals wat je bezig is te praten en zeggen, zo en zo meer maken. Dat is dan als hier geleend, hier app, hier krijgt die creativity kanten, je kan gaan in je creativity aan in deel verstaan. Dus bij je keer het ons die talent, maar weet je hoe om te maken, ons die ijver, maar weet je hoe om te beginnen verstaan. Want niemand heeft 5 sporen was achtergelaten om te zeggen, zo en zo moet je maken. Je ziet maar op social media, wat was je doen, wat jij doen verstaan, maar je weet niet hoe dat persoon komt eraan. Maar als hij gaat zeggen zo je is immers, nou kijk je Share the blueprint. Zo nou ik weet je, dat is waar je begint. Begin als je gaat nou praktisch beginnen. Als je wil beginnen met een YouTube channel, begin met dat. Je begint met post, Facebook, dat is wat je moet doen. TikTok, whatever. Of als je wil beginnen video's maken, dat is waar je moet beginnen. We staan in zulke type sociale zijn nodig. Exactly. En ik zal ook zeggen, begin met een plan. Begin met een plan en niet een plan wat net hier bestaat. Een plan wat je neergeschreven hebt. Van what do I need? Want voor mij was het, kijk, ik heb vandaag eendag gezegd. Dat was dan mijn vraag wat ik voor jou wil vragen. Yes. Wat zal je nou voor een persoon zeggen wat nou op hij drempel staan van een 9 to 5? Of ja. Wat zal je bij zeggen, begin met je plan. Wat zal je iemand zeggen wat nou wil beginnen en hij creativity space of op zijn eigen wil gaan of iets wil maken van zichzelf? Ja, kijk. Ik heb dat bij ik heb het zo gedaan. Ik heb net corporate gelost, omdat ik zo'n handje vol vrijskut cliënten gehad heb. Het ik van allemaal in kennis gesteld. Kijk, ik maak nou klaar met corporate, so this is gonna become a full-time gig for me. En kijk, ik heb daar 3 cliënten wat ik nou al het voor die hele, meer dan 10 jaar. Van mijn bezigheid is maar nou. Volgende jaar is 10, maar ik heb begin freelance 2009. Toen ik mijn eerste jaar. Ja, kijk in alles is mijn day ones. Elke jaar zal ik altijd voor hulle dankie zeggen. Voor hulle ondersteuning. Voor hulle vertrouwen. Want ik meen, voor mij is het. Ik is die een wat sê ek is beter as daai persoon of ek is beter as daai persoon. Hoe ek myself dra, my eerlikheid en my transparency, I count on that to sell my business. Ek gaan nie, I don't want to make myself look superficial and be more than what I am. Ek is wie ek is. Soos ek nou saam met julle praat, dat is hoe ek met my kliënte engage. Ik is baie oop, ik is baie eerlijk. Soms raak ik technisch, dan moet ik weer U-turn slaan en zeggen, oké, right, en kort, dat is wat ik bedoel. Maar ik is baie oop, ik is eerlijk, I'm straight to the point. En kijk, ik wil altijd alles, je moet het genieten. Enige een wat, om nou jouw vraag te antwoorden. If you want to move away from a corporate 9 to 5 to starting your own thing, als je dat zelf gaat doen, moet je jou focus op geld. That's the number one. Because geld kan of veel verwar, of dat kan veel succes brengen. Een van die twee. Maar in die geval waar het veel succes brengt, is het zeker maar die persoon en die persoon en die persoon. But if you doing it by yourself, geef jezelf genoeg tijd om je bezigheid te leren kennen. Know your operations, know what's your strengths. Ik meen in enige ik denk zie dat doen ook dat je SWOT analysis, your strengths, your weakness, opportunities and your threats and all of those. Maar voor mij was het, ik heb alles daar goed gebypass. Ik heb mijn businessplan zeker 3 jaar terug heb ik mijn businessplan opgesteld. But now I know exactly what is my operations, what is my expenses, and I've got it down to the T. Want ik heb die gehuurde space en mijn bezigheid is online. If I need to meet with people, ja, ik rij naar jou toe of Zoom of whatever, but ik heb die office space Nice, ja. En ik heb gezegd, kijk, op die andere kant van bezigheid ook, nee, is
as jy mense aanstel, then you need to be very sure that your business is going to be a success. Want, soos vir myself, ek al op solo. But yes, I leverage a network of creatives and intellectual people vir wie ek kan vra, kan help my met die, help my met daai. Ek het freelancers vir wie ek werk gee as hulle experience nodig het en so. Ek help vir hulle. But at the end of the day, it's about building that purpose. Maar dan moet jy weet, maar om mense aan te stel, en dis 'n besluit wat ek maar gemaak het en gesê het, kyk, ek gaan nie mense aanstel nie. Want nommer 1, I am a head of a family. Daai is klaar vir my moeë stres. Net om my familie se bootjie afloat te hou. Wow. That is already enough for me to have one handful. En om by ander hand en ek my besigheid aan die gang hou. So vir my om dan te sê, ek sit myself in daai posisie waar ek nou 4 ander mense se gesinne na kyk. Too much of a responsibility. So vir my is dit, en dit is alles deel van my corporate experience wat ek gehad het. As a creative, jy kan nie inklok en uitklok as jy gaan vir lunch of as jy in die oggend in 'n creative industry. It's a whole different For me, ballgame. I know other people might agree with it in terms of time management en hulle betaal vir jou volgens jou tyd en alles daai. Maar vir my is dit, I want that freedom om môre by die beach te gaan sit. As ek voel, nee, my mind is te besig, dan wil ek by die beach gaan sit. En ek hoef nie vir iemand te verduidelik en 'n brief in te sit. I want to take leave. I want to take a few hours of absence. Ek wil opstaan, gaan clear my mind, want ek weet as ek terugkom, kom ek 2 keer sterker terug. So, for me, ek leverage eerder om 'n netwerk te bou waar elke kreatiewe persoon, you are the owner of your time and space. Ek wil nie interfere met iemand anders nie. Want Awesome. dis hoe ek gevoel het toe ek corporate gewerk het. Ek sit in verkeer in die oggend. Ek kom klaar kwaad by die werk omdat ek in verkeer gesit het. Werk is so hektiek, want ek kry net 'n uur lunch. Kom ek terug huis toe, sit ek weer in verkeer, dan kom ek beduiwel by die huis aan. As dit klaar 7 uur, ek is 7 uur vanoggend uit die huis uit, ek kom 7 uur vanaand by die huis. Gives me 2-3 hours, dan moet ek gaan slaap. So, waar is die tyd wat ek spandeer om myself to do introspection, to question myself, to question my actions and to question my thoughts. En dit is wat ek wil hê ander kreatiewe mense moet ook ervaar is, ja, jy kan besluit, I want to run a business and I want to run it like a 9 to 5. But dan kan jy maar in corporate gebly het. En jy werk jou 9 to 5, at least kry jy retirement, jy kry die benefits, medical aid, alles daai extras. But if you're going to do it yourself, do it passionately, do it wholeheartedly, and do it with God. So net daai 3, dan loop jy net 'n front vir entrepreneuring. That's what I call it. Dan loop jy 'n front because you are not there to make a big impact. You are there for a short time to get what you want and to exit. Maar vir my is dit, ek speel either die lang game. Ek het myself gesê 5 jaar om my besigheid te leer ken. Ek het nie presse gesit om myself. Daar is 'n investor of 'n board member wat vir my sê, "Hey, put dat jy sleep jou voete." I took the time because I could have jumped from the first year, maar dan maak ek so baie foute wat vir my geld kos, wat vir my resources kos en alles. Dan roei ek uit in 'n bootjie vir 5 jaar, maar dan weet ek ken myself, ek ken my besigheid. I know everything. So if I'm onboarding somebody, I onboard you with that same principle. I don't own your time. You own your own time. I give you a project. I give you a deadline. You do with it what you want. Ja, dit ja. Smart. Maar as jy nie die deadline gaan meet nie, dan werk ons nie weer saam nie. So, as maar so simple soos dat. As jy nie die deadline meet nie, dan werk ons nie saam nie. But Future do reference. your work. Use your time for yourself. Leer 'n skill, wat ook al.
But Improve upskill, yourself. improve yourself every chance that you get. Even if it's through a project, even if it's for work. Ek meen, ek het nou al so baie geleenthede van werk. Ek het myself in so baie geleenthede gevind dat ek het nie geweet ek hou eintlik van daai nie. En dan is dit like, wow, damn it. Nou hou ek ook van arts and craft. I love crochet, ek hou van naaldwerk. Ek wil baie graag fashion op my eie kledingstukke begin. Ek moet seker leer hoe om 'n naaimasjien eers te gebruik, maar vir my is dit ja, dit is hier in my kop. En ek ken baie mense wat in daai velde is. So vir my but at what cost? At the cost that my machine het my hard drive het gebrand. Jo. I compromised a lot of client projects van al my informasie is weg. So toe ek geleer en as ek nou advies kan gee vir enige iemand in die industrie en hy gebruik unpaid software, it's never unpaid. There's always a reason why it is not a paid service. So dat het ek geleer en ek is meer as bereid om eintlik nou maar daai 1250 elke maand te betaal, maar nou weet ek al die kunswerke wat ek doen is op certified software. En daar is nie enige compromise wat ek sit op my kliënte se rekenaars of enigiets nie. Want ek kan nou môre vir hulle PDF stuur, dan is daai malware attached aan daai PDF. Nou infect ek hulle masjien en so versprei dit net verder en verder. En op 'n einde van die dag, dat is dit my skuld want ek wil nie betaal het vir iets nie. En daai is iets wat ons moet, we need to unlearn that. Want even met my websites ook, ek het een keer betaal vir 'n produk, 'n lifetime license, but I knew ek moet 3 projekte gedoen het om my geld weer terug te maak. Maar ek het daai investment gemaak want ek het geweet, right, ek kry premium support straight van die developers af. Ek hoef nie weer die ding te koop nie. Ek het hom een keer betaal en dit was like oor die $600. Die hoeveel is hy in rand? Moerse klomp. Ja. But it was an investment. Ek het net gesê, right, ek het die geld betaal, klaar. Ek het nie omgekyk, ek het net gesê, betaal, klaar. Nou moet ek kliënte gaan kry, laat ek die geld kan terugwerk. And I mean, dit vir my seker so 3-4 maande gevat om my geld weer terug te werk. But I worked it back en nou weet ek, right? En nou sit jy met 'n nou sit ek met 'n program, ek sit met software wat ek tot 'n lengte van tyd kan gebruik and it's always going to be supported software. So ek het geen concern nie. So as daar enigiets gebeur, I just call them and tell, hey, hier's iets fout hier, die ding werk nie soos dit moet werk, investigate. Kyk ja, hy smart ja. Ja, so As jy hulle dan soos kyk die klein apps op jou skepkaart en hy goedjies, ek betaal daarvoor soos jy best om te doen vir rather pay, because then you know you're getting a quality product at the end of the day, and whatever you use that for, the result is going to be much better. True. So ja, daai's maar 'n paar brokkies advies wat ek kan gee is. Ja, so as jy meer wil weet, nie kontak met Jamie, maak tyd en praat met Jamie. Ek dink julle kan nie verkeerd gaan nie, man. Dis dit ons wil nie kan ons kan nie alles gee nie. Net so bietjie, dan kan ons nou hoor die insig wat die man het nie en hoe ver hy kan vat in hulle besigheid ook, né? Hy is geleerd, hy het experience, hy het al wat hulle nodig het, né? En so ek sê, maak 'n draai by die gallery. Daar by vriende was 'n nuwe spar en as jy kunstenaar is en jy soek 'n geleentheid, kontak met Jamie weer eens. Hy sal wel help, maar so ek sê dinge doen op die regte manier in die portfolios. Maar in ieder geval jy wil laaste kan vir ons klaar maak. Jamie, ons het nog baie gepraat met Jamie, jou vrou. Ja, nee, ons het nou lekker gesels, maar vir my is dit altyd ek het die een keer nou 'n rasta praat van my huis nou so 'n paar jaar oorlede. Maar dan sal ons nou so gesit en praat het. Jong, ek gaan as die son skyn, gaan sit ek by hom. As ek huis toe gaan, is dit pikdonker. Maar dan sal ek vir hom sê, "Jo, ai man, jo, dankie man, ons het nou lekker brood gebreek." Want die ding is ons praat, maar ons praat, we're not just talking for the sake of talking.
is das bemoediging, das Ja, advies, substance, das ja. alles. So ons kan nie sê ons Is stap al wasted. vanaand die weg en het was nou net 'n gesprek wat gevoer was. Das kennis wat gedeel word. Das insig wat gelewer word. Net die werk wat gebou word soos Verstaan en dat is hoekom ek sê kommunikasie is beautiful man. En kyk soos Afrikaans, ja, is 'n taal wat ons moet daai ding aan ons moet dit aan die lewe hou. Regtig waar deur ons kunste. Ek weet nie hoe se demografiek nou hier in die Weskus is. Maar ek meen as dit 'n beginpunt is waar mens Afrikaans weer kan vestig en sê kom ons wees kreatief met ons taal. En ek meen Afrikaans, hoe sê hulle is eintlik maar Creole. Dit is 'n gemaakte taal, maar dit is gebaseer van Duits. So dit is nie 'n oorspronklike taal nie, maar dit is ons in Suid-Afrika se taal. True, ja. Jy gaan nie Afrikaans kry enige ander plek, jy gaan hom net hier kry. En die feit dat ons so verskillende variasies het van Afrikaans, maak dit even nog beter. Want ek weet, ek het vir 'n jaar in Pretoria gebly. Toe ek daar terugkom, outomaties, ek weet nie wat het gebeur as dit die bier wat ek daar drink, wat dit is nie. Maar outomaties hier praat ek ook nou min of meer soos hulle, gemeng met hoe ek praat in die Kaap. Toe gaan ons na bier toe, daar is dit weer meer opregte Afrikaans, maar soms keer net, daar slip my Kaaps maar sommer outomaties deur. Ek praat maar soos ek praat maar. Maar ja, baie dankie Jamie vir tyd man. Baie So ek dankie sê, vir julle ook. as jy van nie man ooit baie geleer en ek glo die episode dat ek die mense al buite kan, né? So maak kontak met Jamie man, né? Sy handle sal ek wel op die podcast sit. Julle weet ons aan vir ons te kry Facebook, TikTok en YouTube, né? Moenie vergeet om te subscribe. Ons waardeer elkeen wat soveel ons volg. En share alles. Baie belangrik, Ja. ja, baie belangrik. Dankie Jamie man vir die inloer. Nee, dit is Ek wil try gemaak dat kyk hoe lyk daarso. Nee, kom môre, top smaak môre ook. Okay. Is it buy one get four? Je bent Mark aan het top zoeken.